Welkom hier in die Kragdag Ateljee, Annemarie Bremner wat gesels. En ja, ons moet onsself gesond hou. En die man wat ons meer gaan vertel hoe ons dit kan regkry met mineraalryke gestruktureerde water is Pieter Botes. Pieter, vertel net eers vir ons, watse probleme is daar met water wat nie goed of reg is nie? Julle kom stal ook uit hier by Kragdag. Vertel vir my 'n bietjie meer van Hydroplus se agtergrond. Waarvoor staan julle? Wel, nommer 1, ek het 'n gevoel vir ons volk. En ons het nou hierdie lese van, kom ons doen dit self. Nou, gelukkig het ek 'n tegniese agtergrond wat my in 'n posisie stel dat ek my kennis kan gebruik om ons volk gesond te kry, ons mense. Ons doen ons eie ding. Die munisipale water is nie meer gesond nie. En die publiek dink dat water is water. Net soos wat hulle dink 'n filter is maar 'n filter. Hulle besef nie die verskille nie. Nou, die probleem is dat mense weet nie die dinge nie en ek wil hulle nou toelig en daarom maak ek redelik kort 1 minuut videoetjies op Facebook en ek het op my webwerf lang verslae, so 1-2 bladsye verslae waar al hierdie inligting nou bekend gestel word. Alhoewel AI het hierdie kennis om dit nou maar so uit te druk, maar mense doen nie daai navorsing. Mense weet ook nie wat die regte vraag om te vra nie. Ja. En nou een van die vrae wat ons moet vra is watse negatiewe gevolge het slegte water of swak water op mense en veral kinders se gesondheid? Annemarie, ja, eintlik baie sleg. Ek kan net begin deur vir jou te sê dat ek drink hierdie water nou vir 8 jaar. 9 jaar gelede moes ek menslik gesproke dood gewees het van 'n hartaanval. Nie teenstaande die feit dat ek het al my lewe gesond geëet, gegym en al die goeie dinge gedoen. En so ek sê ek het baie ernstige hartaanval gehad. Sedertdien drink ek hierdie minerale water. Wel, dit gaan meer as mineraal, dit is ook wat ons noem gestruktureerde, lewegewende water. En ek was in 8 jaar nog nooit by 'n dokter nie. Wonderlike getuies. Ek was nog nie eens in 'n apteek nie, ek word net nie siek nie. So ja, baie slegte negatiewe gevolge. Ek sê altyd vir mense in ter opsomming, as jy kanker wil hê, drink net lank genoeg kraanwater vanweë die chloor in die water. Chloor is nou ongeveer so 120 jaar in gebruik en die statistiek wys dat sedertdien het kanker die hoogte ingeskiet. Net so ter opsomming, as jy nou dink bottelwater is goed, dit skep ook 'n probleem want dit is wat ons sal sê veilige water, maar nie noodwendig gesonde water. Daar's 'n verskil. Groot verskil. Ja. Ek het 'n 20 bladsye verslag van die World Health Organization, toe hulle nog 'n goeie instansie was, wat sê hoekom jy nie mineraal of bottelwater moet drink nie. Ons praat van RO, reverse osmose water. Hy is skoon, dis eintlik batterywater. En hy het nou weer ander negatiewe gevolge. Een daarvan is dat jy sal eindig met osteoporose, maar daar is geen minerale in die water. Maar dan wil ek ook noem dat die minerale alleen is nie goed genoeg nie. Vertel net eers vir my ook nog oor die negatiewe gevolge, veral op kinders wat die stadswater so drink. OK, ek het nou oor die algemeen vir jou gesê van die negatiewe gevolge. Nou, die grootste probleem is die feit dat daar is vanweë die hersirkulasie van 'n sekere van die behandelde water in die nuwe water, beteken dit daar is, of dit het tot gevolg, dat daar is baie estrogen in die water. Geweldige hoë vlakke. Is dit nou as gevolg van die pilletjies wat die vrouens drink om nie swanger te word nie? Hoofsaaklik, ja. Ja, so dit is 'n tragiese situasie en dan het ons net so baie mikroplastiek. Nou, mikroplastiek is eintlik 'n wêreldwye probleem in die ontwikkelde wêreld. Jy sal verbaas wees
wat alles tot sekere kledingstukke gee mikroplastiek af as jy hom was. Mikroplastiek, ek het artikels en artikels wat wêreldwyd navorsing gedoen het hieroor. Dit is, om 'n Engelse term te gebruik, dis 'n major probleem. Nou en dan wat ek natuurlik ook wil sê is 'n sintetiese estrogen, die plastiek. So dit help die estrogenvlakke nog verder aan. Sure. So ek is bekommerd oor ons kinders en veral oor die seentjies wat groot word met hierdie estrogenwater. Ek wil nie eers my water of my kos afspoel met die kraanwater nie. Meeste mense drink dit of kook hulle kos daarmee. Ek sit daar aan te dink aan die gevolge en dit lyk asof niemand bekommerd is daaroor nie. Nou maar gelukkig is Hydroplus bekommerd, maar nou vertel asseblief vir ons, wat doen julle met die water? Hoe kom die minerale daarin en wat beteken dit as die water gestruktureerd is? Annemarie, dit is nie 'n nuwe proses nie. Dit is al aan 'n mens bekend vir baie lank. Die enigste proses wat water reg skoon kry is reverse osmose. Maar nou die groot watervoorsieners, hulle sit dit deur die reverse osmose of tree osmose in Afrikaans om ons skoon te kry. Dit is die enigste proses aan die mens bekend waar jy werklik alles uit die water uithaal. Maar dan sit jy met hierdie skoon, dooie water. Ja. Daai water is, ons praat van hongerwater. As jy byvoorbeeld jou kos daarmee kook, dan wil hy verbind met die minerale in die kos. En hy trek, as jy byvoorbeeld 'n aardappel kook in water, trek hy die minerale uit, want hy honger, hy wil verbind met daai mineraal. Wow, dis Dan gooi jy die goeie goed weg Ja. in die water. Dis soos die baba met die badwater uit. Letterlik. Dis maar 'n probleem. En die ironie van die saak is mense weet dit nie. En nou die minerale wat julle terugsit, waar kom die minerale vandaan en hoe doen julle dit? Wel, nommer 1, dit is 'n natuurlike produk wat uit die aarde uitkom. Dit is niks chemies, as geen chemiese byvoegings nie. Al wat ons buiten die natuurlike minerale wat ons bysit is potassium. Nou, potassium of potas in Afrikaans. Potas, meeste mense het 'n tekort aan potas. Ja, want dis nie in ons grond mos nie. Veral in Suid-Afrika. Wel, nie genoegsame hoeveelhede. Baie, die grond is baie arm aan. So dis die enigste ding wat ek bysit en dit is 'n natuurlike produk wat uit die dooie see uitkom, so dis ook natuurlik. By the way, ekskuus vir die Engels, maar ja, ons vind dat 30% van al jou energie kom uit potas uit. Maar om terug te kom na die minerale, al 84 minerale, daar is eintlik omtrent 102, maar algemeen word aanvaar dat 82, om en by 82 of 84 van die minerale en spoorelemente kom voor in daai water. En die ironie van die saak is, dit kom voor in dieselfde verhoudinge wat in jou bloed voorkom. As jy bloed ontleed, so tussen hakies. Ek het op die webwerf is daar 'n video waarna jy kan kyk wat wys in 'n dokter se spreekkamer hoe 'n vroue dokter bloed ontleed. En wat ook interessant is om te sien hoe mense wat verkeerde water drink, hoe hulle bloedvaatjies vassit aan mekaar. Dit lei tot allerlei probleme en in ouer mense kan dit lei tot bloedklonte en al die gepaardgaande probleme. Nou, wat ons doen, ons naapinituur. Ons sit dit deur prosesse soos byvoorbeeld magneetveld. En die Russe doen dit al vir dekades. En ons sit dan deur 'n vortex. Daar is ook ander metodes wat aangewend kan word, maar dit is die mees praktiese metode wat die natuur gebruik. So, dis niks chemies van aard nie. So met die gestruktureerde mineraalwater beteken as jy gesonde water inkry, dan hoef jy ook nie al hierdie pilletjies te drink met die vitamienepilletjies en die mineraalpilletjies. Nee, want alles wat jou liggaam nodig het is daar in die tot water.
Ek praat altyd van die beauty queens. Omdat jou liggaam is gehidreer, daarom is jou vel word verouder stadiger, jy het 'n mooier vel. Ja, dit is ongelooflik wat die natuur bied eintlik vir ons alles wat ons nodig het. As jy water struktureer, dan kry jy 'n klein, wat hulle praat van 'n cluster. Dit is die samekoeking van watermolekules. Die Aro en kraanwater het tellings van op tot 90 molekule in 'n cluster, terwyl gestruktureerde water het maar tussen 5 en 10 molekules. Dit beteken daai cluster is klein genoeg om deur jou selwand jou sel te penetreer, en daarom is jou sel gehidreer. En jy kan dit alleenlik kry as jy water struktureer. So al hierdie fancy waters, as hy nie gestruktureer is nie, beteken hy eintlik niks vir jou liggaam nie. Nou gaan julle hier by Kragtag water hê vir die mense. Ja, maar ons gee ook, ek het ook die voordeel vanweë my tegniese agtergrond dat ek ontwerpstelsels. Ek kan by jou huis, ek het nou 'n nuwe stelsel ontwikkel wat terugwas prosedure het. Wat beteken jou filterelemente hou soveel langer. Dit is 'n goedkoop filter om te onderhou. Ek wil nou veral hierdie jaar konsentreer om seker te maak mense sit die goed in hulle huise, om ten minste, hy haal tot en met bakterieë uit die water, so klein. Maar daarom verstop hy so gou, en daarom het ek nou die backwash sisteme. So ja, ek kan groot of klein stelsels. Ek kan enige waterstelsel vir jou ontwerp wat gaan gepas by jou behoefte. Ek kan ook net noem, 'n laaste ding miskien is dat hoe meer sportief jy raak, hoe meer minerale sit ons in die water. Ek het een van my kliënte met 'n paar jaar terug, het sy 500 kilos gehardloop in 6 dae. Sy was 68 jaar oud. Sy het met my wat ek noem superhydrate gehardloop, wat geweldig baie minerale in het. En toe ryklaar nommer 1 in die wêreld. So ons weet, dit werk. Dit werk. Ja, ons moet onsself gesond hou. Dit was aan Pieter Botes van Hydro Plus. En maak seker jy gaan maak 'n draai by hulle stalletjie om uit te vind hoe jy jouself gesond kan hou.